Jy mag nie oordeel nie. Jy mag niemand oordeel nie. Jy kan nooit na iemand kyk en net sê wat jy dink, hulle doen verkeerd of wat hulle doen is hulle reg nie, want dan oordeel jy. En as jy ouens oordeel, dan doen jy wat die Bybel juis gesê het jy mag nie doen nie. Weet jy, ek raak so moeg daarvoor as ouens in my comment section inklim en sê, nee Picard, jy mag nie oordeel nie, die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. Sê ek, okay, waar staan dit? Dan gaan hulle dadelik Matteus 7 toe, do not judge, maar hulle lees nie die hele hoofstuk in konteks nie. En dan sê ek vir ons, okay, dis fine, maar die oomblik toe jy vir my sê, ek mag nie oordeel nie, toe oordeel jy my deur te sê, ek mag nie oordeel nie, hoe het jy geweet ek oordeel sonder om 'n oordeel te kan maak? So jy self oordeel, jy's 'n hipokrit, en dan sê jy vir ander ouens, hulle mag nie oordeel nie, en jy verstaan nie die konteks nie. Mense is baie vinnig om op hulle perk te klim en te sê, nee, onthou jy mag nie vir my oor die Bybel sê, jy mag nie oordeel nie. Dis omdat jy so selfsugtig is en jouself wil beskerm en tog nou net nie onder oordeel wil kom nie, omdat jy weet, wat jy doen of wat jy gesê het is verkeerd. En nou mag niemand anders rondom jou oordeel nie, maar jy is 10-10 ook besig om reeds ander ouens te oordeel. Die oomblik wanneer jy sê iemand mag nie oordeel nie, moes jy 'n oordeelskeuse maak voordat jy daai ding kon sê. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n Christen is, dan mag jy geoordeel word deur ander Christene. Die Bybel sê dat wanneer jy 'n Christen is, dan kan ander ouens jou oordeel. Dis goed vir jou, gesond vir jou. Dis nie sodat mense jou kan pak gee nie, sodat ouens in jou lewe kan kyk, hulle vinger na dit toe kan wys en dan kan sê wat jy nou doen is verkeerd, sodat jy kan regmaak en reg voor God en voor mense kan wees. Kom ek lees gou vir jou hierso 'n skrif hier in 1 Korintiërs 5. Hier van vers 9 af sê Paulus, en ek wil dit vir jou in Engels lees. Hy sê, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Nou sê Paulus, ek het vir jou in my brief geskryf. Moenie met ouens kuier en om 'n tafel sit wat seksueel immoreel is, wat rondslaap, wat vasgevang is in seksuele sonde en verslawings, ouens wat net met mense slaap wat nie getroud is nie, en hulle noem hulle self kinders van die Here. Moenie meer eens met daai ouens om 'n tafel sit nie. Nou imagine nou jy sê jy's 'n kind van die Here, jy's 'n Christen, maar jy's besig om rond te slaap. Nou kom jy hier by my huis, jy wil kom kuier. Nou sê ek vir jou, hoor hierso Chom, jy kan met my kom kuier nie. Hoekom ek? Sê nie jy slaap rond. Nee, jy mag nie my oordeel nie. Ek mag. Paulus sê hierso, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. En dan hoor gou wat sê hy net daarna, hy sê, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy, or the swindlers, or idolaters, since then you would need to go out of the world. So hy sê, hoorie, ek praat nie van die ouens wat in die wêreld is nie. Ek praat nie van ouens wat nie kinders van die Here is nie. Ek praat van ouens wat kinders van die Here is en nog steeds seksueel immorele lewens leef. Hy sê, but now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of a brother. Enige iemand wat sê hy's 'n boetie of hy's 'n sussie, hy's 'n kind van die Here. If he is guilty of sexual immorality, of greed, is an idolater, reviler, 'n drunkard, of 'n swindler. Nee, ek's 'n kind van die Here. Jy kan my nie oordeel nie. Nee, ek kan maar doppie vat, ek kan 'n dronkie raak. Nee, God sê, as jy 'n dronkard is en jy sê jy's 'n kind van die Here, het ek niks met jou te doen nie. Jy kom hier by my huisie, ons sit nie om 'n tafel nie, ons eet nie saam nie. Ek gaan een keer na jou toe kom, dan gaan ek met jou praat oor dit. Matteus 18 sê dit, as jy dan nie wil hoor nie, dan bring ek iemand anders saam. As jy dan nie wil hoor nie, sê die Bybel, bring ek jou voor die gemeente. Ek vertel vir almal van jou sonde in jou lewe en dan sodat jy oorgegee kan raak aan die duiwel en dat jy hopelik tot bekering kan kom en gered kan word. Maar dis God se standaard vir kinders van die Here. Dan sê hy hierso, not to even eat with such a one. Dan vers 12 is wat ek wil hê jy moet vandag inneem. As jy ooit weer dink, niemand mag jou oordeel nie, en jy's 'n kind van die Here, onthou hierdie skrif. Hy sê, for what have I to do with judging outsiders? So wat het ek te doen om enigiemand buite kan die koninkryk te oordeel? Ek kan nie dit doen nie. Hy sê, is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Hy sê, purge the evil person from among you. Dit is baie maklik om te sê, jy mag my nie oordeel, net God kan my oordeel. My vriend, dit is baie beter dat 'n mens jou vandag oordeel, as wat God jou oordeel. Want as God jou oordeel, vat hy sy woord, en hy meet jou lewe teen sy woord. En daai woord self, Jesus sê dit, daai woord sal jou oordeel. Jy wil nie hê die woord moet jou oordeel nie, maar daar gaan 'n dag kom waar die woord jou wel gaan oordeel. Vandag wil jy hê, iemand, jou boetie, jou sussie, iemand wat 'n kind van die Here is, moet jou blinde kolle uithaal, hulle vinger daar indruk en sê, hierdie ding is nie reg nie, sodat jy kan regkom en regmaak en reg staan voor God. Dis die woord sê duidelik hier 1 Korintiërs 5:12 sê hy oordeel nie mense buitekant die koninkryk, hy oordeel almal binnekant die kerk.
binnekant die boetie gemeente en sissie gemeente, ons almal kinders van die Here is. Hierso oordeel ons mekaar, sodat ons lewens reg kan kom. Daar buitekant, daai ouens wat nie die Here ken nie, ouens wat niks met God te doen wil hê nie, niks met ons uit te waai nie. God sal daai ouens oordeel. Maar as jy vandag sê, jy's 'n kind van die Here, dan moet iemand jou kan vermaan. Hulle moet na jou toe kan kom en vir jou kan sê jy's verkeerd. En dan hoef jy nie op jou perdjie te klim en te sê, onthou, jy mag my nie nou oordeel nie. Mense hardloop baie vinnig na daai een ding toe, nee, jy mag nie oordeel nie, maar hulle lees nie die skrif nie, hulle ken nie die woord nie, hulle ken nie Jesus nie, hulle ken nie die konteks van hoe dit in die koninkryk werk, sodat ek en jy 'n skoon, rein en heilige lewe kan lewe voor God en voor mense nie. Maak ons foute baie, ons het juist nodig dat iemand ons foute vir ons uitwys. Inteendeel, ek gaan sien gereeld iemand, sodat hulle my foute vir my kan uitwys, sodat ek dit kan regmaak. Is dit lekker? Nooit nie. Is dit goed vir my? Baie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat daar mense is wat ons foute uitwys. Dat ons nie dan sal stry teen dit probeer verdedig en dit kan regverdig oor hoekom ons daai foute doen nie, maar dat ons vandag sal kom, nederig voor U sal kom, ons knie sal buig, sê Here, ons is jammer oor dit wat ons doen en dat ons die koninkryk misverteenwoordig met tye. En ek dank U, Jesus, dat U ons vergewe daarvoor. En ek dank U, Here, dat U vir ons die woord gegee het en dat daar mense is wat eintlik hulle vingers in ons lewe sal indruk. Here, U woord sê dis beter om 'n pak slaag by 'n vriend te kry as om 'n soen by 'n vyand te kry. Mag 'n vriend ons goed pak slaag gee, dat ons lewens kan regkom en ons nie tog so vinnig offended sal wees wanneer iemand vir ons sê ons ietsie verkeerd gedoen het nie. Ons seën U vandag, Here, U naam is heilig, is hoog, is hoër as enige ander naam. En vandag bid ek, Here, dat elke persoon wat hier gekyk het, na hulle eie lewe sal kyk. Iemand sal vra om in te kyk in hulle lewens in, sodat hulle kan regtrek daar waar hulle verkeerd gegaan het. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jy net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.